1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Onnitsige Magda. Klein Magda Roo was seker een van die stoutste dogtertjies op aarde. Sy het altyd kattekwaad aangevang. Die vreeslikste dinge waaraan 'n dogtertjie kan dink. Sulke soet kinders soos julle sal nie kan dink watter stoutighede Magda alles aangevang het nie. En ek wil julle amper nie daarvan vertel nie, want dalk sal julle ook so wil maak. Eenmal, toe sy haar springtou verloor het sy terwyl haar ma winkels toe was, 'n stoel uit die eetkamer gaan haal, daarop gestaan en 'n stuk van die wasgoedlyn vir haar afgesny. Wat gebeur het toe haar ma by die huis gekom het, sal ek julle maar liewers nie vertel nie. En toe, eendag, dit moet ek vir julle vertel, het sy haar pa se skoene met die stoofpolitoer gepoets. Arme pappie. Hy het nie geweet of hy moet kwaad word of lag nie. Maar hy het sy dogtertjie liefgehad en besluit dat Magda seker maar bedoel het om hom te help. Maar dit het lank gevat voor daardie skoene weer na iets gelyk het. 'n Ander keer wou sy uitvind waar die geluid in die wekker vandaan kom. Sy het die wekker uitmekaar gehaal, maar niemand kon dit ooit weer aan mekaar sit nie. Daar was skynbaar geen eind aan Magda se kattekwaad nie. Sy het oorgeborrel daarvan. Dikwels het haar pa en ma gewonder wat van haar sou word as sy eendag groot is. Hulle het nie geweet wat om met haar aan te vang nie. Maar soos die geluk dit wou hê, het Magda haarself genees. Pappie het 'n goeie nuwe kamera gekoop, waarop hy baie trots was. Maar niemand, selfs nie as pappie, het soveel belang gestel daarin soos Magda nie. Die kamera was nog nie eers behoorlik uitgepak nie, of sy het geneel dat haar pa haar moes afneem. Hy het haar laat verstaan dat hy dit glad nie sal kan doen voordat die son die volgende môre opgekom het nie. Toe die son die volgende oggend uitkom, was Magda al reeds uit die bed. Dit moet 'n baie goeie kiekie wees, het sy gesê, want sy wil dit vir haar maatjie langsaan gaan wys. Die dogtertjie se pappie het ook van haar kiekies geneem, maar sy was seker dat haar kiekie mooier sal wees. Haar pa het toe 'n foto geneem, en ook nie net een nie, maar sommer 'n half dosyn in verskillende posisies. Magda was baie opgewonde en kon nie wag om haar foto's te sien nie. Nadat haar pa die foto's geneem het, is hy werk toe. Hy het die kamera op sy lesenaar neergesit en gesê hy sal die foto's laat ontwikkel wanneer hy terugkom. Maar die onnitsige Magda kon nie so lank wag om haar foto's te sien nie. Sy kon aan geen rede dink waarom sy hulle nie self uit die kamera kon haal nie. En sy was seker haar pa sou bly wees om hulle te sien wanneer hy terugkom. Toe gaan sit sy by die lesenaar en bekyk die kamera. Sy het nie geweet hoe 'n mens dit oopmaak nie, maar sy het hier gedruk en daar getrek, totdat haar handjie naderhand toevallig op 'n knoppie aan die een kant van die kamera druk en dit agter oopgaan. Hieroor was Magda baie bly. Nou sal sy gou haar foto's kan kry. Binne-in was 'n lang strook swart papier en onder dit was nog so 'n aardige strook wit papier. Amper soos die seluliet wat haar pop van gemaak is. Sy het dit uitgetrek, maar kon nog geen foto's vind nie. Die kamera was nou leeg. Magda was baie teleurgesteld. Haar pa het seker ergens 'n fout gemaak, het sy gedink. Toe probeer sy die papier weer terugsit, sodat dit weer sal wees soos haar pa dit gehad het. Maar sy kon dit nie weer inkry nie. Hoe meer sy gesukkel het, hoe moeiliker het dit gegaan. Toe gee sy naderhand op. Julle kan seker raai wat gebeur het toe haar pa daardie aand van die werk af by die huis kom. In elk geval, toe Magda uiteindelik ophou huil, het haar pa mooi vir haar beduie dat sy nou al die foto's bederf het en dat sy nooit die foto's sou sien wat hy die oggend van haar geneem het nie. Hulle was almal op daardie wit blinkstrook papier, het hy gesê. Maar sy het alles bederf toe sy dit in die lig oopgemaak het. Magda was baie teleurgesteld en het beloof om dit nooit weer te doen nie.
Sy sou van nou af aan probeer om 'n soet dogtertjie te wees. Hoewel sy nie altyd haar belofte gehou het nie, het sy nooit die les vergeet wat sy daardie dag geleer het nie. Fluit, fluit, my storie is uit.